Laaste ene. Hoe aanvaar ons mekaar? Ek neem 'n aktiewe besluit deur om met alle mense in vrede te lewe. Nou Domie Chris het klaar hierdie aangaan. Domie Chris, dit was 'n wonderlike boodskap. Die Here het regtig in my hart gewerk terwyl Domie gepreek het. Ek wil net bysit. Ek gaan nie 'n hele preekie oor doen nie, ek gaan net 'n mini preekie oor doen, maar dis deel van hierdie om mekaar te aanvaar. Efesiërs 4:3 sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat in die gees tussen julle gesmee is te handhaaf deur om in vrede met mekaar te lewe. Nou dis een van die goed wat Christene mee waaruit Christene geïdentifiseer word. Hulle het 'n inherente vrede. Hulle is nie die hele tyd kwaai nie. Hulle is nie die hele tyd bekleierig nie. So okay, hoe wys ek aanvaarding? Wel, ons het gesê wees vriendelik, dit het ons respekteer ander, ons is geduldig met hulle, maar hier is 'n belangrike eienskap wat ek en jy het. Daar moet 'n inherente karaktereienskap van vredelewendheid hê. Vredelewendheid, dis een van die eienskappe. Maar baie van ons is die hele tyd op die oorlogpad. Ek het Jesus aangeneem, maar ek gaan nie my AK-47 neersit nie. No way. Nee. Hoor jy, ek is elke dag gereed vir 'n goeie bekleierery. Gee my net 'n halwe kans. My vrou vra nou die dag vir my, sê ek's kwaai met my. Toe ek kwaai met haar terug. Sy sê, "Hoekom is jy kwaai met my?" Ek sê, "Ek is baie kompeterend. Ek's altyd die kwaaiste persoon in die vertrek." Ek moet nog gaan jammer sê vir daai een. Maar dis die ding. Baie van ons, nou hier's 'n paar van julle wat julle is absolute groen mense. Julle is nooit op die oorlogpad nie. Ek is 'n rooi persoon, so ek is altyd op die oorlogpad en ek moet myself tone down nie. Ons kan nie die hele tyd in oorlog leef met die mense om ons, met onsself en met ons verlede en met alles hier om ons nie. Alles is ons vyand. Jy sê iets sien, nou wonder ek, wat bedoel jy? Wat het jy nou hiermee gesê, oom Kobie? Ek hou hom dop, hoor. Ek hou hom dop. Ek en oom Kobie het 'n ding van elke Woensdag moet ons geskeer wees as hy aankom. Maar hy's afgetree, hy hoef nie meer te skeer nie. Oom Kobie, ek's jammer. Dit moes opkom. Nou hier's die ding. Die Here Jesus wil hê jy moet vanoggend oorgee. Jy moet jou wapen neerlê en sê, Here, ek is klaar met die oorlog. Ek is klaar daarmee. Ek is klaar met die oorlog hier binne in my, ek is klaar met die oorlog met die mense hier om my, ek is klaar met die oorlog teen my verlede, ek is klaar met die oorlog in die toekoms, ek is klaar met oorlog, want dit maak my moeg. En weet jy wat maak jou moeg, is want jy is heeltyd besig om met die Heilige Gees oorlog te hê. Gee oor, gooi daai wit vlag in die lug, maak vrede met God, nooit die Here Jesus. As jy Jesus klaar in jou lewe gaan, sit die wapen neer en sê, Here, ek gee oor, ek is jammer. Sit die wapen neer, lewe in vrede met jouself. Het jy foute gemaak? Dis nou al 100 jaar terug en jy is nog steeds kwaad vir jou. Stop dit. Hou op daarmee, vergewe jouself. Die Here het jou klaar vergewe. En as ander jou nie wil vergewe nie, hulle het slegte smaak. Ek kan nie daarvoor help nie. Okay, maar vergewe. Leef in vrede met jouself. Leef in vrede met jou omstandighede. Dalk het jy foute gemaak, dalk het ander foute gemaak, maar jou goed is stikken. En jy dink jy gaan nooit weer voorkom nie. Weet jy wat? Daar's net een manier hoe jy nooit weer gaan voorkom nie. En dis as jy Jesus verwerp. Dan is jy in die moeilikheid. Want glo vir my, niks wat jy in hierdie wêreld bymekaar kan maak, gaan opmaak vir die verlorendheid hierna nie. Maak seker jy hou vas in die Here Jesus. So, maak vrede met jou omstandighede. Maak vrede met die mense om jou. Die Here wil nie hê jy moet die hele tyd op die oorlog wees nie. Maak vrede met die wêreld. Weet jy wat? As jy kwaad is vir wie ook al, vir watter politieke party ook al, wat hulle ook al sing by hulle samekomste, so what? Wat help dit jy is kwaad daaroor? Wat help dit jy het onvrede daaroor? Maak vrede daarmee, dit het niks met jou te doen nie. Ek identifiseer in elk geval eers as 'n gelowige. En as gelowige identifiseer ek met Jesus. En as ek met Jesus identifiseer, dan beteken ons 'n ander stel reëls wat ek volg. Amen. So. Om dit te doen, wys eintlik dat ek besig is om te vorder met Jesus. Dis so ek weet, ek is besig om te vorder met die Here Jesus. My oog is nie op die wêreld om my nie. My oog is op Jesus. Nou kyk. Ken of julle kan vorentoe kom. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Nou daai vers, hoofstuk 12 verwys eintlik na 11, het verwys na die Ou Testamentiese helde. Maar ek wil net gou-gou hê, kyk gou-gou om jou. Hierdie is mense net soos jy, is mense wat Jesus aangeneem het, is mense wat sukkel met dalk ander goed as waarmee jy sukkel, maar wat ook sukkel, wat ook genade nodig het, wat ook vrede nodig het. Ek en jy bring dit saam na die tafel toe. Terwyl ons so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons julle moet nou lees op die bord. Laat ons elke las afgooi, ook ons sonde wat ons maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Hoekom? Want hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Ouens, ek kom pleit vanoggend by jou, raak ontslaaf van hierdie laste. Raak ontslaaf van hierdie goeders wat jou op die oorlogpad het. Raak ontslaaf van hierdie oorlog in jou. Dan kan die Here jou meer gebruik.
Ek kan die Here meer met jou lewe doen. Nou ek sluit af. Efesiërs 5 vers 11. Ons het laasweek hierdie vers aangehaal. Vra julle self voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Wat jy doen of nie doen is nie my maatstaf nie. Wat Jesus van my vra is die maatstaf. Kan jy amen sê daarop? Ek wil jou kom vra, kom maak vanoggend vrede met die Here. Kom maak vrede met die Here, want dis waar dit begin. As ek vrede het met die Here Jesus, dan is ek in die wegspringblokke om oorwinning te kry en om enige iemand te aanvaar. En Jesaja praat die Here met die volk, Jesaja 1 vers 18, hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Kom laat ons die saak uitmaak. Is hierdie ding vanoggend 'n probleem? Dan roep die Here jou volgende, sê kom, ons maak dit nou uit.